God kan doen wat geen mens kan doen nie. Absoluut. En ek weet elke ou se storie lyk anders, want ons het nie 'n tickbox nie, daar is nie 'n roetine nie. Dis 'n connection, dis 'n verhouding met die Here. Die Here kan kom en 'n ou van 8 jaar se dwelm gebruik in 'n aand vrymaak. Hier is ook se podcast en vandag is ek super excited om saam met 'n vriend van my van 20 jaar terug te gesels oor baie spesifiek hoe die Here vrymaking doen en miskien een of twee goed wat ons nog nooit publiek oor praat nie. Dinge soos bevryding, wanneer duiwels of geeste uit mense uitgejaag word, hoe die Here die vermoë het om iemand te kom red van dwelms en okkulte in een aand. So ons sien baie keer in berading en ons sien in bediening, sien ons altyd hoe dinge gebeur en ons neem kennis daarvan dat soms is dit nodig dat dinge oor tyd moet gebeur en ek dink sommer net aan trauma, mense wat regtig deur trauma is en soms hoe lank dit vat. Maar dan is daar die geleenthede waar ons sien dat die Here ingryp en dat in sy ingrype hy binne in 'n aand genesing kan kom bring, redding kan kom bring, vrymaking kom bring en dis waaroor vandag gaan. Is Jesus wat getriomfeer het oor die vyand en al sy mag. So Bertus, baie welkom en dankie dat jy bereid is om hierdie gesprek saam met my te hê vandag. Hierdie is Bertus van Rooyen en ek wil met die einde begin. Voor ons by die begin begin. So Bertus het al teologie geswat en is vir 20 jaar al betrokke in bediening en kerk en as 'n gelowige in 'n verhouding met die Here. Maar hy is ook besig om na 'n plek toe te beweeg waar hy saam met 'n kerkgroep in Suid-Afrika kerk plant. So binnekort waarskynlik 'n kerkleier. En so dis 'n amazing verhaal, maar dis nie waar jou storie begin het nie. So jou storie het op 'n heel ander plek begin, soos baie mense sin. Ja. En weer eens, dankie dat jy bereid is om te deel en te share, dat ons die waarheid van die Here kan kry daar buite. So Bertus, deel net met ons, wat doen jy nou? Wie is jy nou? Ek is Bertus van Rooyen, ek is 'n goudsmid en ja, ek is baie betrokke in die kerk, soos wat jy genoem het ook, so ja. En jy gee ook klas? Ja, ek gee klas ook op Vrydag en op Dinsdae nou. So, en dis vir mense wat staf maak? Ja, so ek lei mense op om in covenant te tree. Awesome. En jy kan nou ook mense trou, dit weet ek. Ja. So 'n one-stop shop. Ja, jy kan net daar te stop, dan kan ons jy uitsorteer. Awesome, so dis awesome om te weet, te sien, na 20 jaar, is die eerste keer wat ons mekaar face-to-face gesien, nee? Ja, kan jy dit glo, na 20 jaar, maar gereeld het jou naam opgekom in gesprekke, met vriende en ouens wat daai aand daar was, so, Bertus, jou storie het op 'n heel ander plek begin, en dis 'n plek van, ek wil amper sê, slawerny, vasgevang wees, en goed, skets bietjie vir ons jou kinderlewe, en hoe jy geland het in die goth en die okkulte en die dwelms en die dinge wat met jou gebeur het. Okay. Jong, ek het in 'n baie tradisievaste huis groot geword. Ja, tipies Afrikaans, nie dat ek ons kultuur enigstens afkraak of enigiets nie, maar 'n baie tradisievas groot geword. My ma se kant van die familie boer almal daar by Volksrust en standaard ons omgewing en my pa se kant van die familie is almal daar in George voor dit die groot trek plaasgevind het. So ek sal nooit vergeet as kind ons kom by George, dan sien jy papa, daar's 'n Transvaal karretjie. Nou sê hy, papa, daar's 'n George karretjie. Ja. Alles het verander. Maar in 'n geval so nietemin, toe ek omtrent so standaard 3 was, het ek na metal musiek begin luister. En toe van daar af het dit my totaal en al, hoe kan ek sê, verander, want ek het uiteindelik hoe kan ek sê, geïdentifiseer met iets. Want my hele lewe lank het ek groot geword dat ons Afrikaanse kultuur moet rugby speel en jy moet in 'n spesifieke boksie geplaas word. Daar's 'n stereotype. Ja. En ek het nooit in een van daai boksies gepas nie. Ek het skaatsplank gery, ek het karate gedoen, maar terselfdertyd het ek geteken en al daai goedjies. So ek het nooit eintlik presies geweet waar pas ek in nie. En jou beste vak was? Ja, my beste vak was natuurlik Engels, poesie en al daai goedjies. Eens die kreatiewe kant van jou. Yes, ja. Maar ek moet sê ek's nogal 'n sakker vir geskiedenis ook. Maar in 'n geval net so toe
Ja, so staan aan die kant het ek nou metal musiek begin luister en toe het ek begin maatjies vind wat ook na dieselfde belangstellings het as ek. Maar ek dink op 'n geestelike aspek ook, nee, dit wys jy werk die geestesraam ook, daai gees wat jou aanval en goedjies, nee, dieselfde ene soek, daai geeste trek mekaar aan. Maar in elk geval nie te min so, maar dit wys jy ook hoe reël is die geestelike realm ook, nee, van, man, ek het al in graad 2, nee, begin om geld by my ouers te steel. Maar niemand het vir my eintlik vir my gesê om dit te doen of opdrag gegee om dit te doen nie. Ek het net begin uit die bloute uit om sulke goedjies aan te val. So wat dit net vir my weer, hoe kan ek sê, realiteit gemaak het, is bloedlynvloeke. Want waar leer jy hierdie goed waarmee jy self soms betrokke raak? Maar in 'n geval nietemin, so toe standaard 5 het ek, was ek na 'n 5 kamp toe. Vir die eerste keer in my lewe het ek my hart vir die Here gegee, maar direk daarna het ek so ver van die pad afgedwaal, dit was net nie waar gewees nie. Toe begin ek te trokke raak op hoërskool met dwelms. Ek het baie verslaaf geraak aan dwelms. Ek het ecstasy, heroin, dagga, LSD, daai tyd was dit nog nie daar nie, en kokain was glad nie groot in die skool waar ek was nie, omdat dit in 'n arm gebied was. Ja, so toe raak ek betrokke met dwelms daar so op hoërskool, maar goed het daar hand uitgeruk, want ons het in Kreersdorp het ek in 'n baie gesiene area groot geword en in 'n gesiene skool groot geword, maar toe ek nou in standaard 6 die tweede keer moes oordoen, want die eerste keer het ek ons moes vakkeuses in standaard 5 maak, skus, val ek myself in die rede. Ons moes vakkeuses in standaard 5 maak, toe kies ek berekening in bedryfsekonomie, want ek het dit agter my maatjies aangekies, ek het nie 'n klou gehad nie wat dit is nie. Rigting jy moet gaan nie. Ja, so toe moes ons al reeds standaard 5 in daai jaar vakkeuses maak vir standaard 6. Toe kies ek nou hierdie twee vakke, toe ek daar kom, nee, het ek nie idee wat ek daar aanvang, dit was al hierdie wiskundige somme en terme wat ek nog nooit in my lewe gehoor het nie. So in die helfte van die jaar toe besluit ek nee, dit gaan nie so werk nie. Toe verander ek vakke, nee, toe kies ek Duits as 'n vak ook. Toe kom ek agter maar ek het ook nie 'n taal aanleg nie. So net te sê toe moes ek standaard 6 oordoen, toe doen ek nou aanlegtoetse en alles, toe kom ek agter ek is eintlik tegnies. So toe gaan ek na 'n tegniese hoërskool toe en dis waar ek te doen gekry het met die werklikheid van die lewe. Daar was vriende van my wat ek in daai skool gehad het, nee, wat al in graad 2 begin rook het. Nou ek het self 'n seentjie wat dan volgende jaar op pad graad 2 toe is, nee, en dan kan jy nie dit is seker goed gebeur nie. Van my vriende kom uit die kinderhuis ook, nee, en van daai vriende van my het al in graad 2 hulle maagdheid verloor. Jy kan nie dink dat dit al gebeur nie, maar die ding is ek dink, jy weet, soos Salomo of die prediker sê, nee, daar's niks niets onder die son, alles word net nou meer ontbloot. Maar in elk geval so, dis die tipe vriende wat ek gehad het op hoërskool. Nou verstaan jy, dit was maar baie rof geweest. En ja, so toe ek nou begin met dwelms, het ek 'n klein bietjie van ervaring. Ek dink dis die grootste ding net, nee, ervaar. Want as ek mooi moet dink, nee, hoekom het ek dwelms gedoen? Ek het nie eintlik 'n rede gehad nie. Ek het ouers gehad wat vir my lief was en wat regtig vir my goed gesorg het, maar weer eens net daai geestelike aspek. Jy weet, en dit is baie belangrik wat jy sê, want dit gaan oor, veral op daai fase van jou lewe is, noem ons die peer impact phase. So, as jy nie beleef dat jy aanvaarding het nie, of dat jy verwerp word op plekke, en jy vind aanvaarding op 'n plek, dan raak dit jou plek waar jy jouself uitleef. En ek dink wat mense ook tref, nee, is, ek dink die mense verstaan verslawing nie. Ek sal nie vergeet Rassie, nee, toe ek op 'n call, nee, was ek dink dit was 'n jaar of 2 voordat ek jou die eerste keer ontmoet het, nee, het ek 59 kg geweeg. Maar dwelms het my so uitgeteer, nee, letterlik uitgeteer. Dit is net 'n vieslike ding. En die innerlike worstel wat dit ook skep van jy wil vrykom, maar as jy oë uitvee, jaag jy weer nonsens aan. Ja, dit is net daai hou vas wat jy wil nie. Jy weet, dit kraak so jou lyf en jou liggaam af, nee. Ek het my tande, ek kan onthou as ek klaar ecstasy tablette gekou het, nee. Was my tande so sensitief, ek kon nie die volgende dag nie eet nie, want jy kou so erg, nee, dat jy 'n chappie so prestie kou. Dis later dan letterlik so prestiekie in jou mond. So, ja, nee, dwelms is 'n vieslike ding, maar ja, nee, so. Okay, maar nou so saam met hierdie plek van aanvaarding, saam met hierdie vriende wat jy nou gekry het, ook 'n bietjie sukkel, maar wie is ek en waar pas ek in? Dit is so relevant vir jong mense. Ja, absoluut. Op alle vlakke, veral in die skool. Saam met dit het in die metal, nou ek het ook, voordat ek hier leer ken, was ek ook in daai scene. Nee. So, maar uit dit uit,
het jy eintlik na 'n volgende vlak saam met die dwelms en dit was in die goth en die occultistiese occultisme, Vertel ons 'n bietjie daarvan. Weet jy wat alles het so opgebou, dis ook wat ek daarby begin het. Alles het so opgebou in op hoërskool. Ja, toe een groepie waartoe ek spesifiek betrokke was die goth groep gewees. Hulle was in 'n ander skool gewees, maar ek het daar vinnig ingekom. Nou hierdie vriende van my het natuurlik een van die vriendinne het 'n ouer broer gehad wat ons na die plekke toe gery het en al daai goed. So toe eindig ek op by 'n plek met die naam van Zeppelins. Ek weet nie of hulle nog bestaan nie, maar hulle was al die jare daar in Pretoria gewees en dit was dit was donker. Ek het daar ingestap met my Dr. Martens skoene en gothic klere en die spikes en die grimering en al daai goedjies. En die dwelms natuurlik. En daar jong het ons vir 'n ruk lank gedans en te kere gegaan, maar daar word jy so, hoe kan ek sê, dit voel of jy in jou lyf is, maar jy is nie eintlik in jou lyf nie. Jy gaan so in 'n trance in. En dit is net hoe die Here my daar uitgepluk het, was net merkwaardig geweest, maar soos wat ek vertel het ook, ek weet nie of ek dit nou net genoem het nie, maar waar ek die eerste keer ook in my lewe 'n hek sien dans het. Dit het so by my vasgesteek, nee, dit is vir my so, wat jy gesien en wat weet jy wat, net die bewegings, die bonatuurlike, toe sê so na my kyk, nee, net die hoe kan ek sê, die Engelse woord is evil, net die boosheid, nee, wat so na oë is, nee, maar die bewegings wat sy gemaak het en goed soos dit, het ek nooit in my lewe beleef nie. En ek en 'n paar van my vriende en onkunde nou, het op 'n call, het ons nou bloedbroers en susters ook geraak, en ons self gesny en ons bloed gemeng en al daai goed, maar die ding is en so net vir die wat kyk, ons noem dit 'n blood covenant, so dis 'n bloedverbond wat jy sluit, en eintlik 'n bespotting is van die bloedverbond wat Jesus met ons gesluit het. Ja, kyk, die meeste ding, dis hoekom die Here ook geskryf het, my volk gaan ten grode as gevolg van gebrek aan kennis. 'n Mens besef nie wat jy in jouself en in jou siel en in jou gees aanvang nie. Ja. Maar ek dink rassie nee, waar die Here vir my baie genadig was, nee, was dat ek die geleentheid gehad het om in standaard 5 reeds wedergebore te raak. Ek dink net dis wat my, hoe kan ek sê, my boude gered het op die einde van die dag. Daar was klaar konneksie, nee. Daar was 'n klaar konneksie met die Here. Nou, alhoewel ek al hierdie nonsens aangejaag het en aangevang het, nee, het ek van kleinsheid af 'n verhouding met die Here gehad. Ek kan onthou op 'n call het ek en my neefie beklei, toe ek was baie jonk geweest. Ek weet nie eers of ek in die skool was nie. Maar toe beklei ek nou die dag, maar ek het altyd geleer nee dat Jesus is jou beste vriend. So toe begin daardie dag af toe besluit ek nee, gits. Ek gaan nie nou met my neefie speel nie. Ek speel nou met Jesus. So vir die hele dag het ek lank met Jesus begin speel en al daai goed. En jy weet nee, mense kan sê as jy verbeelding, maar jy weet jy hoor my hart. Ja. Maar in 'n geval van daar af het ek die siening gehad nee dat die Here op die einde van die dag my vriend is. Maar ons het nooit daai verhouding gehad nie. Dis waar boekkennis en hoe kan ek sê werklike verhouding inkom. Ja. Want ek dink wat vir my groot impak gemaak het ook, nee, was nadat jy my natuurlik gedoop het, nee, dit was vir my soos daai Paulus Damascus oomblik van waar alles nou sin gemaak het. Dit was die oomblik, ja. Want ek het in 'n hele lewe lank het ek boekkennis gehad, maar nooit ondervinding gehad nie. Ja. Ja. Maar in 'n geval terug by die goth sien, so in 'n geval so toe nadat ons die blood covenant gesluit het my lewe aangegaan en hektiek met dwelms weer betrokke geraak en hoe die Here net keer na keer my lewe gered het. Yes. Nee, kyk, ek het al op 'n call net ek en een van my ex-meisies uitgemaak, nee, toe besluit ek nee, gits, ek gaan myself nou bedinges en dwelms. Toe vat ek 10 ecstasy tablette in 2 dae. Yes. Ja, nee, verstaan nie, nee, dit gevoel op 'n call, nee, of my hart hier deur my borskas gaan uitspring, gaan deurbars, nee, as gevolg van al die goed wat ek gevat het. En dit was so erg geweest nee, dat ek in die aande glad nie in die slaap kon raak as ek nie dwelms gebruik het nie. Elke dwelmverslaafde het een hoofdwelm waarna hy verslaaf is. Alhoewel ek baie soos wat ek jou vertel van alles wat ek gebruik het nee, was daga my ergste ding wat ek, of jy weet ek kon nie sonder dit nie, ek kon nie sonder daga lewe nie. Ek het in die oggende voor skool 'n joint gerook en dan tydens skool daar op die rugbyveld waar ek al ons kans gekry het ons daar gerook en dan in die aande voordat ek geslaap het. Nee, ek kon nie aan die slaap raak as ek nie dit gebruik het nie. Later het ek heroin saam met die daga gemeng en al daai goed ook, ja, so ja, dis hektiek. So ek onthou in ons gesprekke ook en alles wat jy vertel het van daai tyd en dit was vlak op vlak van binding wat die vyand jou ingelei het. So hy het jy nie gelos by jy weet, so
identiteit vir 'n seun op daai ouderdom is klaar thing, nee, of vir kinders op daai ouderdom in skool. Maar nou vir jou wat nou wonder, eers waar pas ek in? Is dit ek lyk nie of ek in die tradisionele sens van wie ons is inpas nie en die kant word so 'n bietjie getipeer as kreatief en nie heeltemal pas nie by hierdie nie en so ek weet dit is meeste ouens se storie, maar in daai identiteit waar hoort ek? Waar is ek belangrik? Hoor ek lei die vyand jou eers na 'n plek toe waar jy aanvaarding kry en dit kom so eenvoudig soos musiek. 'n groep vriende wat vir die eerste keer sê oor jy hoort hier, ons like jou, ons gaan met jou hang. En toe dwelms en toe die okkulte en ek weet daar's baie meer daar. So hoef nie alles uit te reig nie, maar die okkulte en die bloeddrink en die blood covenants en al die tipe van goed wat gebeur het. Maar saam met dit was daar ook ander goed van verslawing wat ook gebeur het. So, daar was prostituie en allerlei goed in jou lewe. So, ek onthou die stories wat jy my net vertel het, is wat vir my opvallend was, is dit begin amper by, waar hoort ek? Is 'n vraag wat elke mens het. En as die vyand sy hoe hy kry, dan vat hy jou stadig van een ding wat jou bind en verslaaf maak, tot die volgende. En so toe ons ontmoet het, destyds was jy, hoeveel jaar al verslaaf? Omtrent so 8 jaar. Verslaaf aan dwelms. Ja, so 8 jaar, ja. So ja, nee, die Here het my regtig net betyds al uitgeruk, hoor. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Mens kan nie daai leefstyl vir jare hou nie, nee. Nee, glad nie, dit is nie volhoubaar nie. Dit sê vir my, nou, hoe dit toe nou gebeur, dat iemand vir jou sê, ons laai jou in 'n kar, ons vat jou iewers heen. Ja, weet jy, nee, by daai einste plek, nee, by daai gothic scene plekkie van my, nee, het ek vergeet om olie in my beeteltjie te gooi, nee, en soveel so net die skiet die piston deur die engine blok. So toe moes ek getuig geword het, so toe is ek karloos, so met ander woorde, ek het die daai jare in Sentraal Johannesburg gewerk, by die SA Jewelry Center, by die SA of Suid-Afrikaanse Juweliersentrum van die hele, dit was massive, ek het 'n baie groot geleentheid daar gehad, maar in elk geval, so toe moes ek bus in en uitry, en soos wat ek natuurlik gewoonte was, het ek 'n joint gerook voordat ek op die bus op pad huis toe was. En so, toe klaar my swaar een my by die bushalte op, en om 'n gesprekkie aan die gang te kry, jy weet nie, want dit is nog so awkward silence, sê ek vir hom, ja, miskien moet ek gaan vir die bevrydingsstorie, want voorheen het my suster, Antoinette, het hier in Potchefstroom, en sy het bevriend geraak met Silo, en Joppa, en met jou, en sy vertel my toe van jou, en bevryding, en al daai goed, so dit dink ek, jy weet, dit is miskien 'n goeie conversation starter, kom ek gaan maar vir die bevrydingsstorie. So jou aanvaarding het jou gehelp in daai, kom ek please jou, kom ons doen nou maar ietsie hier aan, so die reël Antoinette vir my alles, en voordat ek my oë kan uitvee, die week voordat ek jou die eerste keer gesien het Silo en Choppa my 'n klein bietjie voorberei vir wat gaan kom, en wat, jy weet, want anders, jy weet nie, dit is nog so baie om op 'n eenslag te verwerk, maar ietsie wat Silo en Choppa my ingelei het, is waar ek vir die eerste keer in my lewe die Here se aanvaarding ervaar het ook, en ek sal nooit vergeet, kyk, die Here praat met my, soos jy kan sien, ek is 'n prentjie mens, en die Here praat vir my met my deur visioene en goed soos dit. En een van die eerste, ek dink die eerste visioen wat ek gesien het, was waar ek my hand, waar hulle sê, sien hoe jy jou hand in die Here se hand sit. Toe wys die Here vir my prentjie waar hy groot en almagtig is, en ek is so huiwerend, kan ek hom vertrou? Kan ek hom werklik vertrou? Want jy weet hom, jy ken hom en alles, maar kan jy hom vertrou? Ja, en ek kry so 'n prentjie waar ek my hand so in sy hand sit. Toe van daar af, die Here daarvoor my so begin voorberei in my hart. En toe die week daarna, is die week wat ons jou toe kom sien het. En kyk, daai was lewensveranderend, letterlik. Ja, dis ek onthou daai geleentheid. So ons het nou oor die jare, en jy weet, ons het nog koneksie met mekaar gehad, het gepraat oor daai een aand. Maar weet jy wat is my opvallend, is, ons praat oor die algemeen, as ons praat oor goed wat ons beleef in die samelewing, en jy wat nou ook 'n bediening is, jy weet die tipe van issues wat ons werk met mense mee, en hulp wat jy probeer verleen, baie van daai, realisties gesproke, dink jy, hier's 'n lang tyd van besluite wat ouens geneem het, en soms is dit nie realisties om te dink dat alles in 'n oomblik verander nie, maar dan sal daai oomblikke wat die Here opdaag. Absoluut. En hy is by magte om te doen met
al sy krag en mag wat ons as mense nie kan Jo, nie. ek slaan 'n noenervleis uit, ja. Dude, en dis die oomblikke en dis waaroor hierdie getuienis in hierdie podcast vandag gaan. Is oor daai oomblik wanneer die Here in jou lewe opgedaag het. Nou ek onthou, ons het hier aangekom en ek onthou van die mense in die vertrek en so dit was dit wat ons gedoen het in daai tyd. Jy weet, so op daai stadium was dit wat ons dag en nag gedoen het. Maar wat ek onthou, en jy moet 'n bietjie aanval oor wat jy onthou van die aand, maar ek onthou daai aand en jy het nou wat is graad 5 of 2, 5 was 'n keuse gemaak vir die Here, maar ek onthou daai aand het jy het gesê ek is hier en ek wil hierdie commitment maak. So jy het definitief tot bekering gekom weer. En ek onthou het ons in bevryding gegaan en letterlik moes deel met die demons wat sit agter die okkulte en sit met die demons agter die dwelms. Want ek bedoel, dis die tipe goed wat oor tyd jou enslyf het, Absoluut, absoluut. Maar die beauty van daai aand is, dit was een aand. Ja. Dit was een aand. Ja. En die Here het jou kom vrymaak in een aand van blood covenants, okkulte, wat eintlik maar soos dabble in die donker koninkryk is. Dwelms, ek bedoel, bitter min ouens kom los van heroin. Ja. En die Here kom doen dit vir jou in een aand. Share 'n bietjie met ons, wat was jou ervaring? Yes, Rassie, ons het daar ingekom. Ek sal soos ek kan onthou 'n kamertjie waarin ek en jy gesit het en Sila en Choppa en Hercules was daarin gewees en my suster en Ian ook, maar toe soos wat ons die gesprekke gevorder het en goed meer en meer uitkom, het ek dink ek het my suster gevra om maar liewerste uit te gaan. Jy weet nee, want dit was rowwe goedjies. Maar in elk geval so toe daai aand toe ons nou klaar gebid het, Rassie het dit regtig gevoel soos man soos 'n loodmantel wat van jou af verwyder word. Jy weet ek het regtig lig en vry gevoel. Maar wat vir my die mees treffendste was, en ek is 'n groot voorstander daarvoor, is die groot doop. Want jy weet, dit is vir my persoonlik dit is waar jy self die keuse maak. En daai profetiese aksie wat jy neem van die ou mens wat nou finaal gesterf het, en die nuwe mens wat opkom. Rassie, toe ek kry weer hoendervleis. Ja, ek kyk staan toe ek al uit daai water uit te opkom, Rassie, was ek totaal en al verlos. Soos in verlos. Yes, ek sal nooit vergeet nie. Daai aand kon ek skaars slaap, maar daai volgende oggend ek dink ons het daai selfde aand of die volgende oggend het ons weer teruggeskiet. Johannesburg of dinge se toe, Kreersdorp toe. Toe ek al wou bushalte staan, was ek so verlief op die Here. Ja. Soos 'n letterlike butterflies in my maag en alles, maar ek was totaal en al nou vir 20 jaar, skoon, verlos, vrygemaak. Maar wat vir my nogals baie interessant was, is dat ek die denkswyse gehad het dat dit almal dieselfde ondervinding moet hê. Maar na die tyd toe is al een van my medewerkers, wat gesien het hoe die Here my verander het. En hy wou dit ook gehad het. En deur net my leefstyl en alles het hy ook tot bekering, ek die Here voorreg gehad om hom na die Here te lei. Maar wat vir my baie opvallend is hy toe nog gesukkel met dwelms. Jy weet net, nadat hy tot bekering gekom het en al daai goed, toe kon ek nie verstaan nie, maar jy weet, hoe werk dit nie? Toe stap die Here met 'n pad met my, is dat nie elke ou se storie is presies dieselfde nie. Ja. Maar jy kry die uitsonderings wat dit wel gebeur. En dit is nou waar my hele lewe is 'n getuienis daarvan. Ja, jy is so reg, elke ou se storie lyk anders. Ja, absoluut. Maar ek bedoel, in ons gesprek so 'n paar goed wat vir my uitgestaan het, onder andere hierdie vers wat jy nou vanoggend met my gedeel het. Jakobus 5:16, so hierdie is in Engels, maar therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. So ons het baie keer die verkeerde teologie wat sê dat as jy sonde doen, dan word jy siek, maar hierdie siekte wat eintlik hierna verwys word is hoe die sonde ons twist. Absoluut. Die sonde twist ons mens wees. Absoluut, ja. En dan is mens eintlik ashamed oor alles wat gebeur het, en ek bedoel, jou verhaal, my verhaal, mense se verhaal, as jy regtig voor mense moet sit en sê, "Ons, kan ek dit hier op die tafel sit?" Mens voel ashamed, maar daar lê 'n stuk vrykom in dit. Absoluut. En die tweede ding is, en ek gaan nou lees nie, maar Handelinge 19, lees jy letterlik soos dit wat jy nou beskryf het, is Paulus bring die evangelie, en dan aanvaar die mense, hulle kom tot redding, en dan onmiddellik word hulle gedoop, en na die doop lê hy vir hulle hande op, en die Gees kom oor hulle, en begin profeteer, en beelde sien,
En hoekom dit vir my so profound is en wat jy ook sê is, in ons westerse kultuur, nie net deel van ons tradisie nie, in die westerse kultuur, haal ons daai goed so uitmekaar uit, nee. Dis hartseer, So, mense voel, ek moet gereed wees voor ek gedoop is. Jy moet verstaan waaroor die doop gaan, jy kan nie gaan en nie verstaan nie, ek stem saam daarmee, maar selfs in daai tyd, die teken van jou redding, was gaan water toe, want dis die getuienis voor mense, Absoluut. dat ek nou my ou lewe afsterf en opstaan in 'n nuwe lewe. En soms wanneer ons hierdie goed net package en dit net bymekaar sit, nie probeer om alles so uitmekaar te trek nie, soos jy tot bekering gekom, gaan water toe, word gedoop, weet leef jy getuienis, maar ook in daai oomblik kom die Here baie keer, soos jy nou mooi verduidelik het, en hy kom doen 'n finale werk, want as dit net 'n simbool is nie net 'n simbool nie. Nee, dis 'n lewensveranderende, jy weet, ding ook. Maar wat ek ook, weet jy wat, Rassie, ek sal sê, dit gaan baie oor die kondisie van jou hart ook. Jy weet nie, want ons baie mense wat sê, jy weet, 'n gebedjie bid en sê, okay, nee, nou is ek gered en hulle gaan aan met hulle lewens. My vraag is bedoel jy dit opreg? Van ons baie mense, jy weet ons al skryf wat sê, Here, maar ons het al hierdie goed in die naam gedoen, maar ek ken jou nie. So ek dink, nee, wat is my teologiese siening, is mense, jy weet, daai gebed bid, maar dit nie bedoel nie. Dit is net nog ietsie wat hulle opsê, dis 'n tickboxie. Vir my gaan dit oor die kondisie van die hart. Op die einde van die dag, Here, kyk na jou hart. Jy weet, so ek sal sê dis dit. Maar ja, soos ek vir jou gesê het, daai het regtig vir baie vir my beteken standaard 5, want omrede net nie, ek weet nie waar ek opgewees het nie. As daai eerste koneksie was nie, dat is belangrik, maar ja, weer eens die groot doop, nee, is vir my, ek is so groot voorstander, want ek weet waarvan ek praat. Dit met jou gebeur, is jou storie. Absoluut. En ja, ek het al die geleentheid gehad om 'n hele paar mense ook te doop, nee, en dit is my een van die awesomeste goedjies, nee, om te doen. Jesus, nou lekker. Maar as jy waar nie so geraak het ook, is ek het 'n mannebediening, uitsluitlik vir 'n manne selgroep elke tweede woensdag aand. En dit is net vir manne. En wat vir my so lekker is, ons is omtrent nou al, jy sien groepie op my WhatsApp, ons is so 14 ouens in totaal, daar rond. Maar hoe ek het sien, is net, jy weet, is 14 gesinne wat jy raak, want dis die head of the house. Maar in elk geval wat daar uitkom, as jy so waar, is dat die ouens sukkel. Jy weet, en veral daai confession, want dit is my so opvallend, dat 90% van die ouens wat daar sit, sukkel met dieselfde goed. En dis wanneer ouens alleen kry wat hulle vulnerable genoeg voel om hierdie goed op die tafel te lê en mekaar te kan vertrou voor ons dit doen Absoluut, daai vertrouensbasis is baie belangrik, maar wys jy mense sukkel, jy weet. Maar ja, ons het die antwoord, dis die groot ding. Ja, dis so goed man. Hoor jy, en op die oomblik is jy nou besig in training by hierdie kerkgroep om 'n kerk te plant. Waar gaan jy kerk plant? Daar in Kreersdorp in die Wille Weste. So ek het nogals 'n baie groot liefde vir ons dorp. Ek is nogals betrokke by gebed daar en aksies vir daar plaasvind. So ja, ek is baie lief vir my dorp. Dit is net amazing die werk wat die Here daar doen. Dis so cool, man. Hierdie is 'n riem in my hart, en ek dink dit wat ek so graag wil hê ons kykers moet hoor vandag is dat God kan doen wat geen mens kan doen nie. Absoluut. En ek weet elke ou se storie lyk anders, want ons het nie 'n tickbox nie, daar is nie 'n roetine nie. Dis 'n connection, dis 'n verhouding met die Here, maar die Here kan kom en 'n ou van 8 jaar se dwelm gebruik in 'n aand vrymaak. Absoluut. Die Here kan kom en 'n ou se bloedlyne en covenants wat hy self gemaak het en alles buite sy wil kom kanselleer, vrymaking bring in een aand. Dis wie hy is. En dis hoekom jy is waar jy is vandag. En nou, ek het so gelag, hy sê vir my, dat hy het ook gesukkel. Hy het gesukkel om die nikotien te los vir 2 weke. Ja, vir 2 na die redding. Ja, na die redding het ek na die vrymaak aan. Ja, so toe ek het regtig daarmee gesukkel en toe laat my swaar my 'n pakkie 10 Winston Light sigarette eet, en vir 2 dae het dit gevoel of ek nikotienvergiftiging gekry het. Dit is 'n bietjie broederlike liefde saam. Maar toe dan het ek geleer wat dit my geleer het was om te leer veg met die woord. Want baie keer dan dink jy weet jou Bybel lê daar, party mense slaap met hulle Bybels oop langs hulle. Ek sê nie lelik nie, maar ek weet wat jy bedoel daarvan. So toe leer ek dat as daar 'n teenslag kom om dit te veg met die woord van God, as daar 'n negatiewe gedagte kom om dit te veg, kry vir jou skrif en veg daarmee so'n swaard, man. Jy weet jy moet die swaard optel en veg daarmee. Dit help nie net jy hou die swaard vas en jy moet leer om dit te gebruik. Dit is so belangrik wat jy sê. Met ander woorde, die Here kom doen en net wat net hy kan doen. Ons kan try, maar net hy kan daai moment kan hy opdaag. Maar jy sê ook dat die Here verwag van ons om in te tree in die geveg, omdat hy klaar
hierdie ding kom doen het. Die ding is, rasio ek het sien, is jy veg nie meer vir oorwinning, jy veg vanuit oorwinning en dit maak 'n groot verskil. Want jy het ene wat hier agter jou staan wat massive is. Ja. Efesiërs 2:6 seated with him in heavenly places. En met die vyand en alles onder ons voete. Ja, dis so lekker om jou te kan chat. Well done that you stuck it out. Dis 'n moeilike journey om te stap. Maar jy is evidence dat die Here vandag intree, dat hy optree. En dat jy gekom het om te bring wat jy nodig het om te bring ook. En ek bid som net oor jou, dat die ouens wat in jou kerkland geseënd sal wees, dat hulle vry sal kom, dat hulle die Here sal ontmoet, en dat dit 'n vinnig groeiende, lewendige gemeente sal wees, uit die getuienis van dit wat die Here ook vir jou gedoen het. Baie dankie. Dankie man, dankie dat jy sommer gekuier het, en so vir elke ou, ek dink die belangrikste vir ons om te recognize, miskien kan ek jou net hierdie vraag vra, dat dit lewendig op die lig is. Is demone reël? Ja, absoluut. Is binding deur die vyand reël? Absoluut. En verslawing weet ons is reël. Absoluut. En so as jy dit weet en jy hoor dit vandag, uit die mond van die suigling, kan ons die volgende eer aan die Here gee. Van die woord sê Kolossense 2:15. Hy het elke mag, elke gesag in die openbaar vertoon in 'n triomftog van Christus. Dankie dat jy gekyk het. Maak seker dat jy die Here erken vir wat hy regtig kan doen in elkeen van ons se lewens. Be blessed.